Woensdag aand tuis. Ons is tuis vanaand by Esme Everhard. Esme, ek dink jy moet sommer begin. Vertel ons van Gilberto Bonisio. Vertel ons van jou groot liefde. Nou gaan ons af Kaap toe na ons nou gematrikuleer het. Iemand sê vir ons eendag, ons moet toe gaan luister na die mooi musiek by die Delmonico. Was so 'n pragtige ou restaurant, hy bestaan ook nie meer nie. En ons sê toe, nee, wat, hulle speel klassieke musiek daar, man. Ons gaan na, jammerlik kunnen ook in, vergeet die goed, nou so 'n ou Griekse kafeetjie gewees. Daar speel hulle sulke lekker ligte musiek, jy weet, en ons eet roomys en ons luister na die musiek, ritme en so aan. Ons bly net daar. Maar toe gebeur het nou eendag dat Willie se suster na 'n partytjie toe moes gaan en Piet sê toe ons toe met die kar neem en ons moet nou vir Babsie, die suster, by die partytjie van ou Lord Pieter gaan aflaai. En dan moet ons nou maar wag ergens sien. Ons wag toe maar, ons het toch nie gehad eintlik om iets te doen nie, maar ons gaan toe maar na die Delmonico en daar is die man so mooi met sy pikswart hare en blou oë en wat die meeste tails in Afrikaans, jy weet hy het Aanpak. Ja, aanpak. Manelpak. Ja, Manelpak, jy weet. Ja. Daar nog so gespeel. En hy Swaalstert. Swaalstert, dis die woord. Ja. En hy speel die viool te pragtig, so klein sekstet. Jongen, dit natuurlik, ek het nou die man gekyk en dit was ook nou maar die laaste ding. Hoe oud is jy toe? Toe was ek 17. Toe was ek 17. Ja. En toe het ons do meu ser, cartas longas extensas iguais ao meu longo sofrer. Cartas d'amor, quem as não tem, cartas d'amor, traços de dor, sentidas de alguém. Cartas d'amor que não vai bem, saudades minhas, cartas d'amor, quem as não tem. Esme Gilberto sing liefdesbriewe. Liefdesbriewe vlieg so swaalkies heen en weer tussen die bemindes. Liefde van verlange. Liefde van vervulling. Esme, hoe oud was jy toe jy so verlief geraak het op Gilberto? Toe was ek 17. Ai. Toe was ek 17. Ja. En toe het ons maar dit is te lang storie om dit te vertel. Nee, vertel. Moet ek vertel? Ek wil weet. Nou ja, toe gaan ons nooit meer terug na die ander ou Griekse kafeetjie toe nie. Ons gaan toe nou net na die plek toe, waar die musiek is so mooi. Ons het gedink dit gaan nou baie swaar wees, maar dit is nie, dis ligte klassieke musiek gewees. En goed soos Occhichornia, jy weet, daai soort van ding, en Santa Lucia, al die Napolitaanse goed, en pragtige musiek. Ons bly net daar. Elke dag en dag is ons daar. En toe is dit nou naby Nuwejaar of Kersfees. Nuwejaar dink ek, Kersfees was toe al verby. En Willie en ek is ook weer een aand in die straat, ons gaan kyk na al die ligte in die straat, en ons loop so in so 'n klein straatjie af, buitekant straat, ek sal dit nooit vergeet nie. En hier sien ons 'n man aankom, en dis hy. Jy weet, ons het nou al so baie na die restaurant toe gegaan, hy ken ons toe nou al, net deur ons daar te sien, maar ons is nou daarom ook nie so dat ons nou kan praat nie. En hier kom die man aan daai aand, en Willie sê vir my, Foefie, dis my bynaam gewees. Hy sê, Foefie, praat man, jy moet nou dan praat, is nou jou kan, sê nou iets. Ek sê, nee, ek is te skaam. Maar toe Gilberto ons sien, toe loop hy ook nou maar al stadiger, jy weet. Hy sien ons aankom, maar hy sal nou nie iets sê voor ons nou nie iets sê nie. En nou wil hy druk my weer so hier in die ribbes en hy sê, Foefie, praat nou, sê toch iets. En ek sê, hallo? En dit was al wat Gilberto nodig gehad, en toe stop hy dadelik, sê, die charmante accent, jy weet, sê, hy het ons dikwels daar gesien, en hy hoop ons hou van die musiek wat hy speel, toe praat ons net aan mekaar. En jong, nou moet ons om op een of ander manier by die huis kry, om aan my ma voor te stel. Toe ek nou so 'n leentjie vertel, ek sê vir my ma, want die Delmonico was net langs die ou SAIK gebou in die Kaap daai tyd. Ek sê my maak het hom daar ontmoet, Jerry Schulman het hom my voorgestel. Ek het daarom later van vertel, het was nie waar nie, jy weet.
Maar in elk geval, toe kom hy nou na die huis toe en dan speel hy nou vir ons spiool daar. En die vrouens is almal so, ek dink is te charmant vir woorde. Maar toe my ma nou sien, ek raak verlief op die man, toe is dit nou daarom te erg. Want jy weet, hy was baie ouer as ek, meer as 20 jaar ouer as ek. En hy was 'n Portugees, en jy weet, 'n katholiek, en nou vir 'n ordentlike NG Kerkmeisie om nou met so iemand te gaan trou, en boonop, ek meen 'n musikant, ek meen, hulle maak mos nie geld nie. Jy weet, dit was net 'n vreeslike affære. Toe begin dit nou vir 4 jaar. As hy nou in die Kaap is, dan neem my ma my Pretoria toe. As hy Pretoria toe kom, dan neem my ma my Kaap toe. En so het ons aangegaan vir 4 jaar. Sy het eintlik baie van hom gehou, maar sy het nou gedink, wat sal die familie sê? Dis nie reg nie, want hulle het nou gedink ek sal trou met 'n seun van een van die ambassadeurs of so iemand hier. En ek onthou een ou oom Dou Grobler van Rustenburg het eendag vir my broer gesê, en hy sê, en hoe gaan dit nou met Esme en haar Turk? Toe sê hy, nie, oom Dou is daar nie Turk nie, is 'n Portugees. Sê, almal eners, almal uitlanders. Nou toe weet die hele wêreld nou al, jy weet, en toe gaan my ma vir my ouma kuier. En my ouma het toe nou ook al die storie gehoor, en sy sê toe vir my mammie, sy sê, Anna, jy kan nie vir jou dogter kies nie. Sy sê, as jy dit doen en sy is ongelukkig, dan vergewe jy jouself nooit nie. Sy sê, maar as sy nou self kies en dit gebeur nou, miskien dat sy ongelukkig is, ja, dan kan sy daarom altyd terugkom na jou toe. En toe kom my ma terug. Dis toe nou net voor ek 21 word. Toe sê sy vir my, ons kom maar terug. Ek was dan bly daai dag, jong. En so is ons toe getroud. En ons het 2 pragtige kinders gehad. Soos jy weet, Raoul en Fernande. En vandag sit ek al met 4 kleinkinders. Ja. Waar gaan bly julle toe? Ons het in Johannesburg kom bly. Ja. En sy ou klein ou. En wat is die voorstad? Nee, ons het eers in die stad gebly, Ja. in Jocelyn Mansions. Dis wat Hy ek so wil 'n weet. kamertjie Dis wat gehad ek wil met weet. so 'n balkonnetjie. Ja. Ons het eers daar gebly en toe later getrek na 'n woonstelletjie net om die draai. En toe later, toe tye baie swaar geword het en toe ons net 2 kinders het, toe ons 'n huisie gehuur in, waar was dit nou? Trooiwil. Ja. Trooiwil. Vreeslike buurt gewees in daai dae. Maar die ou huisie was te pragtig. Wat het julle gewerk daai eerste dae voor die kinders nou nog daar was? Wat het julle altyd dieselfde goed gedoen? Wat het Gilberto Ja. gedoen en wat het jy gedoen? Gilberto het toe by die orkes aangesluit. Mm. Hy het viool gespeel in die orkes en hy was later ook assistent-dirigent van die orkes. Die SAIK orkes. Ja. En ek het uitgesaai. En wanneer is julle toe Kruigold? Man, wie ek dink toe Raoul moes skool toe gaan. Toe hy moes omtrent 5 gewees het of so. Toe is ons Kruigold toe. En al die jare het ons nog in dieselfde huisie gebly. En wanneer julle met die Spaanse danse begin? Wel, Gilberto, jy weet, hy was Portugees. Baie Ja. mense dink hy was Spaans, maar hy Ja. was nie. Hy is in Lissabon gebore. Maar hy was baie lief, altyd, vir Spanje ook. Hy het altyd gesê, hy is nie Spaans nie, hy is nie Portugees nie. I'm Iberian, het hy altyd gesê. Ja. En toe, hy nou ontdek dat ek ook daarom so effens 'n ou stemmetjie het, ek kon nooit baie, ek was nooit, weet ek, was nie 'n afgerigte sangeres of so iets nie, maar die ou tipe goedjies wat ons gesing het, kon ek nou sing. En toe begin hy vir my die goedjies leer. So het dit maar aangegaan en toe kom Mercedes Molina hiernatoe. Maar voor dit al het hy vir ander mense ook gespeel. Maar toe sy nou kom, toe begin dit nou eintlik. Want toe soek sy nou iemand wat gitaar kan speel vra. En toe ontmoet ons vir Mercedes en hulle het toe open sy haar atelier hier en hy het toe altyd vir haar gespeel. En later toe die kinders nou begin groot word, het hulle ook begin gitaar speel, né? Ja, hulle speel nou nog, ek is so bly daaroor. Ja. Want toe hulle nou op skool was, jy weet, was hulle nie so baie belang gestel nie. Daai dae was dit nou die rock and roll. Jemmel nee, hulle wil net die hele dag rock and roll speel. Dan sê hy vir hulle, first you go and play your Beethoven, then you go and play your rock and roll. En hulle klavier gespeel sien. Ja. Snaaks en aardig genoeg, eers na hulle pa se dood, is dit dat hulle werklik waar, asof hulle gevoel het, hulle is dit aan hom verskuldig, jy weet, dat hulle begin met die flamenco gitaar. Ja. As jy daaroor kan praat en vir my vertel van Gilberto se ongeluk, dan sal ek dit baie waardeer. Ek praat graag daaroor. Want dis waar ek baie dinge geleer het. Jy weet, dit was net so ruk voor ons 25 jaar sou getroud gewees het. Ek onthou dit baie goed. Was op die 14de Augustus, net die 17de verjaar.
14 Augustus 1965. Ons het net so rukkie voordat ons besluit, ons gaan nou nie meer Saterdagoggende werk nie. Ons gaan net by mekaar bly Saterdagoggende. En hy kan in die log cabin sit en sy musiek skryf en ek doen my ou dingetjies wat ek wil doen en so aan. Maar daardie Saterdag het ek gereël om my hare te laat doen in die stad. Man, en ons is toe dorp toe. En jy weet, ons het baie keer beklei in die kar. As ons laat is, beklei ons al die pad ons inry. En daai dag, dank die Vader, het ons nie beklei nie. Ons ry toe in, en hy laai my af by die haarkapper, en hy gaan toe sy dingetjies doen. En ek het vir hom gesê, hy moet vir my 12:30 moet hy my kry, voor die haarkapper. Man, en ek wag, en hy kom nie. Bel die huis, en Fernando antwoord, en hy sê nie, papa is nie daar nie. En toe het nou 2:30 is, en hy is nog nie terug, ek het nog nie van hom gehoor nie. Toe het ek maar hier 'n motor gekry en ek ry toe huis toe. Toe ek by die huis kom, toe kom Fernando uitgehaal en sê, mamma, hulle het nou net gebel van die hospitaal en sê, papa was nou ongeluk betrokke, hy is in die hospitaal. Ons jaag toe in, en ons kon toe daar omtrent so 3:30, dink ek. Toe is hy alreeds opgeneem in die saal, hy het ons geken, hy was nog heeltemal by sy bewussyn, want hy sê toe vir my, daai aand sou hy vir Mercedes begelei by 'n konsert gereël deur die burgemeester. En hy sê toe nog vir my, sê, you must let Mercedes know I won't be able to play. En hy sê, Fernando, you'll have to play tonight. Hy sê, because I don't think I'll be able to do it. Maar omtrent toe, rukkie later, kom daar 'n doktertjie in, 'n jong doktertjie, en hy sê vir my, was jou man, toe hy ingekom het, het hulle ekstrale geneem. Sê ek, nee, nie wat ek van weet nie. Want hy het nog self daar ingeloop, hy het nie siek gelyk of iets, net die by sy voorkop, was er so merkie. Toe sê vir my nou, ja mevrou, gaan nou maar huis toe, dan kom jy weer 7:00, ek sal nou kyk na alles. Toe 7:00 daar kom, toe sê hy in vreeslike pyn, en hy is heeltemal de mekaar, jy weet. Hy het ons skaars geken. Ons het so rukkie gebly, en toe is ons maar weer terug huis toe. En 12:00 die aand, toe bel hulle my, die jou sistertjie, sy sê, ag mevrou, ek is vreeslik jammer, but your husband's taken a turn for the worst, en ons moet onmiddellik opereer, en hy is na die oorgeplaas na die Prinses Hospitaal. Ons jaag toe in, kom toe daar die wonderlike dokter wat hulle toe maar gekry het, want ek sê toe maar net kry wie hulle dink, ek ken nie iemand, ek weet nie wat om te doen nie. En hy het 4 uur geopereer. Toe was dit nou al die tyd nie soos ons gedink het, sommer net jy weet 'n bietjie ligte marsingskudding of so iets nie, dit was skedelbreek. En die bloeding natuurlik het opgebou. En dis wat al die dinge veroorsaak het, wat toe later gebeur het. En toe is hy in 'n koma na daai operasie. Vir 5 maande het hy daar gelê, asof hy slaap. En jy weet, Vanus, daar het ek nou 'n ding geleer, want eendag sit ek daar by hom, en hy, so asem, jy weet, die bed ruk amper sy asemhaling. Ek dink, maar ek sit hier by my man, en hy is besig om te sterf. En ek sê so vir myself, ek sal nie toelaat dat dit gebeur nie. Ek sal nie toelaat nie. En asof so 'n stem vir my sê, wie is jy om te sê jy sal toelaat of nie toelaat nie? Jy het hom nie lewe gegee nie. Jongen, is daar wat ek geweet het. Sy wil geskied, nie myne nie. Dit het ek daar geleer by my ouma. Moenie dat ons nou huil nie. In elk geval, en toe het hy na 5 maande stadig uit die koma uitgekom. En eendag het sy toon byvoorbeeld geroer. En 'n ander dag weer een groot oog oopgemaak. Toe die ander oog. Maar toe sy nou baie swak. Hy was net vel en been. En ek dink hy het baie keer uit die koma gekom. Maar hy was fisies, dink ek, te swak. Want ek weet die kinders het vir hom gaan gitaar speel en dan kan ek sien hy reageer. En eendag sit ek en ek sing vir my ou liedjie wat ons altyd gesing het. En ek het altyd die een reël verkeerd gesing. En ek sing weer die een woord verkeerd. En Wat was dit? Wat het jy gesing? Dit was ¿Dónde viene, dónde vas? Cuando pase con mi compañero, su lombroso sentiero, canta, canta, carretero. Yup, yup, cabalina, tutte, linda borrachata statera. Yup, yup, la tua frusta paschiocca, passando un saluto será. ¿Dónde viene, dónde vas? Spensierate, gaie
el carretero, così brutte il dinero, quando canta il corazón. ¿Dónde viene? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Maar ek het die een woord alles verkeerd gesê. En ek sê dit en ek sê dit weer verkeerd. En ek kon sien sy lip roer. Hy wil vir my die regte ding sê, jy weet. Ag, na 10 maande in die hospitaal. Toe sê hulle vir my, daar is nou niks wat hulle kan doen nie, jy weet. Toe het ek hom huis toe geneem en vir 10 maande by die huis versorg. En was in daardie tyd van sy siekte dat ek ook net besef het hoe fantasties is ons luisteraars. Jy weet, ons is vir hulle deel van hulle families. Deur die radio, want ons is elke dag in hulle huise en hulle word ook lief vir ons. En die mense was vir my so goed. Hulle het vir my gebid oor die hele land. En ek dink dit is daai krag van die gebed wat my aan die gang gehou het. Ek is oortuig daarvan. Anders sou ek dit nooit kon doen nie, want ek moes werk. Ek het nie geld gehad nie. Ek moes werk. Fernando was nog op universiteit. Raoul was toe al getroud. En ek moes maar aangaan met my werk. Dank die Vader. Daar was daar die wonderlike ou tannie, Tant Sophie Boshoff. Die storie het ek al so baie vertel. Tant Sophie Boshoff van Belfort. Sy het my elke oggend gebel om te vra hoe gaan dit met hom. Sy bietjie beter en so. Sy het so 'n diep stem. Dan sê sy, "En hoe gaan dit nou vandag, my kind? Voel hy darm nou beter?" En sy het so 5:30 die oggend, jy weet. Dat ek miskien die aand nooit geslaap nie, sê. Dan sê sy, "Maar hoe klink dit dan vir my of jy nog vaak is?" Dan sê ek, "Maar Tannie, dit is nou maar net 5:30. Sy sê, 5:30, die son is al lankal op. Mens moet opstaan, tyd om op te staan." En sy het vir my hierdie ding gesê, jy moet altyd onthou, 2 goue woorde in ons midde. Die een is werk en die ander is bidde. En dit is waar. Dit help 'n mens maar deur jou moeilike tye, nie waar nie?